Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs môre met Frikkie van Loggenberg van IFSA. Ons praat 'n bietjie oor finansiële dissipline. Iets wat ek volgens my vrou Clark blyklik glad nie het nie. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jen. Lekker om jou hier te hê. Baie dankie. Frikkie, ons almal weet nou van die woord finansiële dissipline en almal sê pas dit mooi toe, maar min mense vertel vir jou hoe moeilik dit is om groei in jou wat jy wel maak te beskerm en belasting effektief te bestuur. 'n Mens moet tog maar skouer aan die wiel sit met dit. Hoe benader jy so 'n onderwerp? Pierre, as ons nou gaan kyk die laaste jaar, hoe indrukwekkend het ons beurs gegroei, al het ons nou met Vrydag en gister, was daar nou 'n sterk negatiewe beweging gewees. Kommoditeite het onmenslik goed gedoen, selfs ons swakste sektor, wat nou die industriële sektor was, het ook baie positief gedoen. Met die gevolg is, jy het definitief wins gemaak. So, hoe beskerm jy nou die wins teen wat ook al die negatiewe bewegings daar is om dit nou nie te verloor nie. Nou, een van die maniere wat jy doen is 'n herbalansering van jou portefeulje, wat net eenvoudig beteken dat as daar 'n gedeelte van jou portefeulje nou lekker begin groei, het hy nou baie mooi positief gedoen. Jy wil nou nie uit die mark uit basies onttrek nie. Jy wil net daai stukkie wins wil jy skuif in jou portefeulje weer balanseer, soos wat jou aanvanklike strategie en plan nou basies is. Nou, as dit nou gebeur en jy herbalanseer of jy maak hierdie groot winste, is daar natuurlik 'n belastingimplikasie. So jy moet seker maak dat jy weet wat is jou belastingimplikasie, wat se tipe belasting betaal jy, wat is jou persentasies ensovoorts, want dis iets wat jy dan kan beheer binne in jou strukture. Frikkie, maar welvaart gaan nie net oor die opbrengste nie. Dit gaan ook oor beheer, struktuur en volhoubaarheid. Vertel ons meer daarvan. So beheer is eintlik 'n baie wye konsep as dit kom by die goede, want wat het jy binne in jou beheer? Jy het beheer oor jou dissipline, Pierre, so jy kan beheer uitoefen op jou reaksie van dinge. My vrou, ja. Jy het beheer oor jou strategie, jou struktuur. Jy het beheer oor jou belasting plan, laat ek dit so sê. Jy het beheer oor jou inkomste wat jy vat en jy het beheer oor jou koste bepalings wat jy nou binne in jou proses basies het. So as jy alles wat jy binne in jou beheer het, want jy het nie beheer van wat die mark gaan maak nie. Jy het nie beheer oor rentekoerse nie, jy het nie beheer oor die pryse nie. So as jy jou struktuur dan daarvolgens reg bou en alles toepas wat jy het of wat jy kan in beheer binne in jou spesifieke struktuur, dan die volhoubaarheid van jou welvaart het 'n baie goeie kans, want dan al jou punte of jou bokse wat jy kan tik, wat jy dan het tot jou toegang het of beheer oor het, soos ek so sê, het jy nou die beste moontlike plan wat jy nou bymekaar kan sit. Frikkie, op die einde kan 'n mens regtig 'n suksesvolle plan hê as jy die dissipline het om daai elemente te bestuur. Dan kan ek kan amper nie sien dat jy skade kan ly nie, maar tog moet 'n mens maar weet daar is 'n potensiële skade wat jy kan. Daar is wel goeie soos belasting, beleggings, boedelbeplanning, belasting, daai tipe van ding. Hoe gaan 'n mens dit in daai pakket insit, laat dit deel word van al jou dissiplines, veral boedelbelasting? So as jy daar kan negatiewe dinge gebeur, definitief. Maar dit is reaksies, emosies wat is basiese impak het, maar jy kan tog ook op verkeerde besluite maak, wat jy jou beleggingsbeplanning, jou belastingbeplanning en jou boedelbeplanning praat nie met mekaar nie. So jy het 'n baie goeie belegging, maar jou belastingstruktuur is nie reg nie, so jy gee 'n groot gedeelte van dit weg. Jy kom met 'n groot skok agter dat jou boedelbeplanning nie reg is nie. Nou gaan dit jou vrek duur kos om hierdie struktuur nou reg te maak, want jy nou te lank gewag ensovoorts. So daar is sulke groot effekte, maar vir my die negatief of die grootste negatief is daai klein daaglikse besluite, daai klein dingetjies wat jy wel beheer oor kan uitoefen, wat oor tyd, wat jou waarde van jou portefeulje verminder, of jou welvaart verminder, of te veel weggee vir die ontvanger, en dit is klein dingetjies wat oor tyd dan ophoop na hierdie groot kolossale ding toe. Jy het ook nou emosies genoem en hoe emosies half die finansiële dissipline kan verswak. Wat se emosionele slagveld is daar?
Jen, so daar's vir my so 'n paar wat uitspring en dis natuurlike reaksies of natuurlike emosies. Die een is vrees. So as 'n mens nou sien daar word nou gerapporteer in die beurs dat die beurs nou 15% negatief beweeg het, dan skrik jy jouself dood en jy wil nou alles uit die beurs uithaal en verkoop en jy gaan daai verlies realiseer wat 'n probleem is. Die ander enige gedeelte is gierigheid. So die ander kant is ook nou waar. Nou sien almal goudpryse hardloop nou verskriklik. Ons moet nou goud en verkoop alles. Ons gaan nou goud koop, wat ook 'n foutjie is, want later van tyd alles is maar regstelling. Ongeduldigheid. Jy sien iemand by die braai praat oor hoe goed jou portefeulje is en jy wil ook jou portefeulje, maar jou dinge is nou reg. Nou wil jy gou jou goedjies verander om nou daarbey aan te pas. So jy is ongeduldig daaroor. En natuurlik as jy oorvertroue ook het. So is die laaste 2 jaar die beurs het baie goed gedoen. Jy kon basies in enige bateklas kon jy ordentlike winste gekry het. So jy het oorvertroue en jy het nie respek oor wat daar gebeur nie. So my job is om net te sê, hoorie, so kom terug, wat is die plan? Wat is jou doelwit en hoe lyk die groter prentjie? Dit is ons doelwitte. Jou job sê jy. Ons praat oor jou job. 'n Finansiële adviseur moet altyd proaktief bly. Jy kan nie terugsit nie, soos jy sê, 'n mens moet die risiko bestuur en jy moet altyd 'n plan hê, jy moet die hele tyd jou vinger op dinge hou. Hoe bly 'n welvaartbestuurder proaktief? Veral by IFSA, ek bedoel, in so 'n mate dat jou kliënte elke keer met die jongste markwisselinge en skommelinge bo bly en asemhaal. So die beginpunt is die belangrikste. Jou strategie en jou struktuur is vrek belangrik sodat jy jou doelwitbepaling doen en jy moet jou stelsel of jou struktuur, jou welvaart, jou unieke situasie moet jy so in 'n pakkie bymekaar sit dat dit die beste kans moontlik is en die mees effektiefste is. Nou, IFSA het so 2 lae wat ons die positief van die mark probeer uittap en dan die negatief ook bestuur. Waar jou eerste vlak is op 'n adviseurs of 'n struktuurvlak waar 'n persoon sy risiko-ontleding doen en jy maak seker dat sy struktuur bymekaar is, jou bate-allokasie reg is volgens wat jy nou moet doen. So jy kies nou die regte planne daar op die boonste gedeelte. Nou deel van dit is in die onderste gedeelte waar ons nou as fondsbestuurder optree, waar ons spesifieke sektore, so ons kies 'n fondsbestuurder wat goed is in eiendom, een wat goed is in buitelandse aandele, goed wat is in binnelandse aandele. So elke fondsbestuurder wat ons dan kies op daai vlak is in ons opinie die beste in daai spesifieke kategorie. So jou adviseur en jou welvaartsplan in die boonste gedeelte herbalanseer en maak seker dat jou strategie op plan is wat jy nou oorbeheer het en wat jy nie oorbeheer het nie, het jy nou laat ek so sê spesialiste op elkeen van hierdie vlakke wat ons dan jou struktuur op daai punt en hierdie goed beweeg konstant. Agter die skerms gebeur daar onsaglike hoeveelheid navorsing en dit bring vir ons daai resep vorentoe wat 'n mens dan op die einde van die dag die kliënte kyk na sy staat en later van tyd sê, ag, gaan weer goed, dan gaan die mens weer aan. Frikkie, waarom hoor mense nie meer van 'n generasie welvaart nie? Bestaan dit nog? Daar is definitief. Nou, die ongelukkige ding is, of dis 'n baie moeilike ding, want generasie welvaart is iets wat jy nou opgebou het, jy het 'n besigheid of jy het 'n boerdery bymekaar gekry en jy het nou dinge bymekaar gekry om dit nou oor te gee na die volgende generasie toe, is daar nou 'n paar vangplekke, laat ek so sê. So as jou strukture nie reg is nie en jy moet uit 'n boedelbelastingsoogpunt uit sakke vol geld nou betaal, dan verloor jy daai waarde, nommer 1. Nommer 2, dis maar 'n kultuur waar as jy daai tweede generasie of derde generasie nie betrokke kry by die besluitnemingsprosesse en bewus maak betyds van wat is dit wat 'n mens nou probeer doen nie en dit begin by jou eerste generasie, die mense wat opoffer, hard werk en die vooruitsig het om te sê, hoorie, so ek gaan hierdie nalatenskap, gaan ek nou hierdie legacy soos wat hulle sê, gaan ek los en hierdie is die planne wat ek in plek het om te doen en kry die kinders betrokke jong genoeg dat hulle kan sien wat moet gebeur en wat die idee en wat die ideaal is. So baie min mense kry dit reg, maar met hulp van 'n paar spesialiste en die regte strategie, dan maak dit dan die kanse daarvoor soveel makliker. Wat is daai basiese hulp wat 'n mens nodig het om daai langtermynstrategie aan te spreek en daai welvaartplan te bou? So 'n in-diepte analise van 'n persoon se besigheid.
'n diepteanalise van die boerdery. En wat is jou omstandighede? Hoe lyk jou kapitalebasis? Wat is die risiko's wat daaraan gebonde is in elke besigheid en elke sektor? Dis klomp werk wat 'n mens daarin moet doen uit 'n kulturele of 'n kultuuroogpunt uit, of 'n strategiese elke sektor is anders. Elke sektor is anders. So mense moet daai goed identifiseer en dan praktiese punte soos gaan jou kinders, wil jou kinders die boerdery oorvat? Het hulle die expertise, die skills, die opleiding om jou besigheid oor te vat, om tyd of kort hulle nog bietjie hulp en advies daai kant, of wil hulle heeltemal iets anders te doen? Want in jou kop, jy wil graag hê dat hierdie besigheid moet voortgaan, maar jou kinders stel net nie belang nie en hulle wil hulle eie ding gaan doen ergens anders in die wêreld en dis goed so ook. Dan moet 'n mens daai planne bymekaar sit. En as jy nou hierdie groot struktuur nou bymekaar het van wat is nou prakties moontlik, dan begin 'n mens die wiskunde en die strategie daar uiteensit. Die wiskunde en die strategie. Enigstens wonder wat die wiskunde en strategie moet wees, moet jy maar gerus vir die IFSA kontak, as jy met hulle wil gesels, SMS die woord kontak na 48422. SMS kos R1.50 en BSNV geld. IFSA is natuurlik 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer met 'n FSP nommer 4337. So laat weet van jou, dan sal Frikkie en die span met jou kontak maak. Dankie vir jou moeite vanmôre, Frikkie. Absolute plesier. Dankie, lekker gesels. Daar sê dit was dan Frikkie van Logrenberg van IFSA, spesifiek oor finansiële dissipline en hy laaste stukkie oor generasie welvaart is nogal 'n belangrike